Goeiemôre. Jy ook bly die reën het 'n bietjie opgehou. Was lekker. Ja, die reën was goed. As die reën geval het ons God se genade beleef. Want as dit daarvoor was nie, het ons 'n bietjie droog gegaan. En daaroor gaan ons ook klaar. Wat is waarheid? Wat is waarheid? En weet jy waar kom dit vandaan? Pilatus het dit vir Jesus gevra. Kom ek lees dit vir jou. In Johannes 18. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom: "Is u die koning van die Jode?" En Jesus antwoord hom: "U sê dit self." Het u self of het ander dit van u van my gesê? En Pilatus antwoord en sê: "Is ek dan 'n Jood? U volk en u owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Hoekom het hulle jou oorgelewer aan my?" Vra Pilatus nou vir Jesus. En hy antwoord: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie." Daar is die antwoord. Omdat sy koninkryk, Jesus se koninkryk, nie van hierdie wêreld is nie, was hy gehaat. En dat wou hom nie hier hê nie. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes en al die kerkoomies van daai tyd wou hom nie hê nie, want dis waarvoor hy gekom het. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, en as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Baie belangrik om dit te besef. Pilatus sê toe vir hom: "Is hy dan tog 'n koning?" Met ander woorde, as sy koninkryk nie hier is nie, is hy dan 'n koning? En Jesus antwoord: "Jy het dit self gesê. Jy het jouself nog geantwoord. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." En Pilatus sê vir hom: "Wat is waarheid?" En hy het nie gewag vir antwoord nie. Hy het omgedraai en teruggegaan na die Jode toe. Hoekom wou hy nie hoor wat is waarheid nie? Hoekom wil die wêreld vandag nie hoor wat is waarheid nie? Hoekom is dit dat die wêreld en almal wegskram vir waarheid? Die groot uitdaging vir Paulus was om die waarheid te weet, maar hy wou dit nie regtig weet nie. Hy was nie bereid om te hoor wat dit is nie. Hy het omgedraai en weggestap. En na my mening is die grootste uitdaging van ons tyd vandag nie so seer plaasmoorde nie, alhoewel dit 'n groot probleem is. Die uitdaging van ons dag is nie onreg nie, alhoewel dit 'n groot faktor is. Die groot uitdaging in ons vandag is nie menseregte nie, alhoewel dit 'n faktor is. Die groot uitdaging in ons tyd vandag is nie die swak ekonomie nie, alhoewel dit 'n faktor is. En die groot uitdaging van ons tyd vandag is nie werkloosheid nie, alhoewel dit 'n faktor is. Nou wat is die groot uitdaging? En ek bly jy vra. Waarheid. Dis die uitdaging. Waarheid is die uitdaging. Hoe weet ons wanneer 'n politikus lieg? Is wanneer hulle monde oopmaak. Want voor 'n verkiesing het hulle al hierdie beloftes, en na die verkiesing verdwyn hulle, en jy sien hulle vir 4 jaar nie weer nie. Die meeste van hulle in elk geval. En al die beloftes wat hulle gegee het voor die verkiesing, het niks van gekom nie. En durf iemand hulle net tot rekenskap roep? Durf iemand hulle net tot rekenskap roep? Oh, you're a racist. Ekskuus. Ons aanvaar politici lieg vir ons. Ons aanvaar dit. Reg?
Maar ons kan nie aanvaar dat gelowiges vir ons lieg nie. Dit is 'n probleem. Hoe weet ons wanneer ons eie mense vir ons lieg? Ons weet nie. Ons weet nie wanneer ons eie mense vir ons lieg nie. Ons weet wat politici, hulle is vol leuns. Jy weet naderhand nie wat om te glo nie. En as die leuen lank genoeg vertel word, dan word dit aanvaar as waarheid. Waarheid laat jou in die moeilikheid kom. Enige iemand met tieners in die huis? Tieners in die huis? Ons het vir ons seuns gesê, moenie vir ons lieg nie, want as jy lieg is daar groter moeilikheid vir jou. Rochelle is nie jy nie. Die leuen dink dit seevier. Om net uit die moeilikheid te kom. Maar daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag. En ons weet nie altyd wanneer nie. Maar daar kom 'n dag. Wanneer 'n leuen gekonfronteer gaan word met waarheid, en dan kan die leuen nie meer lieg nie, want sommige lieg so, dat hulle self naderhand glo, en hulle soveel leuns om die vorige leuns toe te smeer, dat jy weet nie meer wat om te lieg nie. Hier kom 'n wonderlike belofte vir ons in ons tyd vandag, in Johannes 1, vers 14. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jesus het onder ons kom bly en hy het vir ons kom waarheid en genade demonstreer. En wat is die grootste probleem in ons tyd? Waarheid en genade. Ons verwag dat genade aan my betoon moet word, maar ek is baie traag om genade te betoon. Hallo? Jy dalk skuldig daaraan? Baie gou, ek wees my net genadig, maar ek is nie gou bereid om genade te betoon nie. Jy moet genade my bewys. Lees 'n bietjie verder. Vers 16 en 17 Johannes 1. En uit sy volheid het ons almal ontvang. Wie? Sommige. Nee, almal ontvang. Ja, genade op genade. Almal het genade ontvang. Nou waarom is dit so moeilik om genade te betoon? Vra ek jou. In ons leef in so 'n tyd. Want genade en waarheid is so nou verbonde aan mekaar. Almal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee. Het is maklik om die wet voor te gooi, maar genade en waarheid het deur die Here Jesus Christus gekom. Tweede keer wat hy vir ons dit sê. Genade en waarheid was 'n groot uitdaging in Jesus se tyd en dit is 'n groot uitdaging in ons tyd vandag. Min genade, min waarheid is die tyd wat ons in lewe. Ons kan verstaan as ongelowiges 'n probleem daarmee het, maar hoekom moet gelowiges 'n probleem hê met genade en waarheid? Hoekom? Daar's 'n antwoord daarop. En as jy lank genoeg bly, dan kan jy elke antwoord kry. Maar as jy voor die tyd gaan uitloop, gaan jy dit mis. Ons kan verstaan, maar ek kan nie verstaan hoekom kan gelowiges nie hierdie konsep van genade en waarheid aangryp en in hulle eie lewens toepas nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hulle sê daar's geen weermag
waar hulle eie soldate doodskiet soos in Christendom nie. Daar is nie 'n weermag waar die weermag hulle eie soldate doodskiet soos in Christene. Kom ons is weermag, ons is soldate. Onward Christian soldiers marching as to war. Net ons is soldate, ons is Christene, maar ons skiet ons eie. Hoekom? Vra ek. Hoekom skiet ons eie? As antwoord daaroor. Ons verwag genade, maar traag om genade te betoon. En 'n baie goeie voorbeeld het Jesus vir ons nagelaat. Dis baie. Maar ek gaan net een met jou deel vanmôre. Daar in Johannes 4 lees ons van Jesus en sy disippels was op pad gewees en hulle is deur Samaria. Hulle kon ompad geloop het, maar loop hulle deur Samaria want is 'n kort pad. Disippels is dorp toe nog kos koop, hy gaan sit by die put. En hier kom 'n vrou om water te skep. En Jesus knoop net 'n gesprek aan met haar, geef my 'n bietjie water. En die gesprek gaan heen en weer en sy gaan oor die skepding en al die goeders, maar Jesus wou net 'n aanknopingspunt hê om met haar 'n gesprek aan te knoop sodat hy by haar siel kan uitkom. Sy wou nog kibbel oor die water en die skepding en Jesus sê vir haar, ek het lewende water wat ek vir jou wil gee. Ek wil lewende water vir jou gee. Die gewer van lewende water maak aan haar tekortkominge bekend. En dit was verhoudings. Sy het al 5 mans gehad en nog nie een is van hulle, want sy het 'n probleem met verhoudings. En Jesus zoom af op 'n mens se probleem. En hoe langer jy met Jesus tyd spandeer, hoe gouer begin hy vir jou wys wat is jou tekortkominge. Hoe langer jy met hom tyd spandeer, hoe meer en hoe gouer wys hy vir jou dit wat tekortkominge in jou lewe is. Kom skud die koppie. Want dit is hoekom mense wegduins van die waarheid. Want ek wil nie weet wat hier binne aangaan en ek wil dit ook nie erken nie en ek wil nie daarmee deel nie. Ja? Want die waarheid maak vir my seer. Ek wil nie die waarheid weet nie. Want die waarheid maak vir my seer. En daarom skram ek weg van die waarheid. En hierdie vrou wat Jesus mee tyd spandeer, kom vertel vir haar, dis jou probleem, vrou. Jy het 'n verhoudingsprobleem. En hier kom trek sy die raskaart. Julle Jode, ons Samaritane, dis apartheid en trek die raskaart hier so uit. Julle mag in Jerusalem aanbid, ons mag maar net op die berg aanbid en sê, dis nie die probleem nie. Jy maak dit 'n issue en dit is nog nooit 'n issue gewees nie. Want die Vader soek hulle wie hom in gees en in waarheid aanbid. Kom maar terug weer op die waarheid. Julle doen wat julle wil doen. Hy sê vir haar, julle aanbid wat julle nie weet nie. Jy het 'n gebrek aan kennis omtrent hierdie saak. Jy aanbid wat jy nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want ons saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Dis nie die hoe jy aanbid en waar jy aanbid en wanneer jy aanbid en die Vader soek net jou gees, hy soek jou gees en waarheid te aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Daar moet 'n koneksie wees. Die ongelukkige probleem in ons tyd vandag, die moderne Christen het 'n akademiese kennis van God, maar daar's niks hier binnekant nie. Want waarheid ontbreek en genade ontbreek. En dit is die simptoom van 'n akademiese godsdiens. Gnostisisme wat na daai tyd ook 'n probleem was. Ek het al die kennis, maar hier binnekant gaan niks aan, die mors dood. Dit is die probleem van ons moderne tyd. En die probleem van die moderne Christen, en die moderne kerk vandag, sonder genade, sonder waarheid. En dis waarom ons landjie is waar hy is. Nog 'n goeie voorbeeld. Net verder aan in Johannes 8. Nadat Jesus die vrou wat hulle voor hom gekom sleep en gesê het, sy
in onkundige betrap en sy moet met klippe doodgegooi word. Ja, jy weet, so. Maar die een sonder sonde, gooi die eerste klip. En niemand het gegooi nie. Draai almal om, gooi hulle klippe weg en dan loop hulle weg. Nou waar is jou veroordelers nou? Ek weet nie, hulle is almal weg. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan, moet jy weer sondig nie. En die Fariseërs kon dit nie hanteer nie. Hulle kon nie waarheid en genade hanteer nie. En jy kom Jesus in vers 44 in Johannes 8 en sê vir hulle, julle het die duiwel as vader. Wat 'n aantuiging. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, wil julle my doodmaak. Wil julle my oorgee om doodgemaak te word? Wie van julle oortuig my van sonde? Asof hy wil sê, gooi my eerste klip. En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Daar is die sleutel. Duideliker is dit nie. Nou wat se bemoediging is daar vir jou en vir my vandag? Wat is die antwoord dan regtig op hierdie vraagstuk? Wat is waarheid? Wat is die antwoord vir jou en vir my vandag? Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Have faith in God and have faith also in me. Dis nie 'n akademiese ding nie, dit is 'n hartsaak. Glo God, glo my. That's it. And that settles it. Die probleem van ons tyd is baie gelowiges net daardie akademiese geloof het. Kennis, hart, niks. In die huis van my vader is daar baie wonings, as nie so was nie, so ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan om vir plek te berei, gaan ek julle weer kom na julle, om julle te neem na my, waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, hoe kan ons die weg ken? Thomas was onseker oor watter pad om te stap. Was onseker oor, ek is nog al die tyd geïndoktrineer met die wet van Moses. Ek was nog al die tyd geïndoktrineer met hierdie doktrine, hierdie leerstelling. Ek ken, nou is ek verdwaal, ek weet nou nie wat die pad nie. Nou weet ek nie meer nie. En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En Jesus wys na homself. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my. Jy moet verby my kom. Thomas à Kempis het gesê, without the way, there's no going. Without the truth, there's no knowing. Without life, there's no living. I'm the way which you ought to follow. I'm the truth which you ought to believe. I'm the life which you ought to hope for. I'm the way inviolable. I'm the truth infallible. I'm the life unending. I'm the way straightened. I'm the truth that is the highest. I'm the life uncreated. If you remain in my way, you shall know the truth, and the truth shall make you free, and you will take hold of eternal life. Wat is waarheid? Dit is 'n persoon. Dis Jesus. You've got to have Jesus. Not a knowledge of him. You've got to know him. Jy moet hom persoonlik en intiem ken, want hy is waarheid en hy is genade.
You probably lack that. Kom ons wees eerlik met mekaar. Iewers gaan jy 'n tekort hê in genade en waarheid in jou eie lewe. En daarom is hy dit wat jy nie is nie. En hy sê, ek is weg, ek is waarheid. Jy het my nodig. Weer in Johannes 8, vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat hom geglo het, as julle in my bly, en my woorde bly, is julle waarlik my disippels. En as julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hy is die waarheid, jy moet my ken. En my waarheid, ek sal jou vry maak. En hulle antwoord hom, ons het die geslag van Abraham, en ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy ons dat ons sal vry word? Dis nou die fariseërs, die kerkoomies wat nou vir hom die vraag vra. Hulle het almal gekatkiseer, en hulle ingeneem en al die goede. En hulle vra hierdie vraag. Julle vra wat julle nie weet nie. Jy ken nie. Jy is oningelig. Want jy wil nie gekonfronteer word met waarheid nie. En elke keer as jy weet wat die waarheid, dan draai jy om 'n stap weg. Jesus antwoorde, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt is van die sonde. En die diensknegt bly nie vir altyd nie in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wanneer iemand leer ken, dan kom jy nader aan die persoon met verloop van tyd, en daar is 'n wederwysige vertroue en respek in daardie vriendskapsband. Soos jy met mekaar tyd spandeer. Begin mekaar ken, en dan verdien jy die reg om inspraak te maak in daai persoon se lewe. En soos wat ons mekaar leer ken in ons verhouding met mekaar, ons leer mekaar ken, dan gee ons mekaar die reg om inspraak in mekaar se lewens te maak. Is dit reg so? Het jy dit al so beleef? Ons maak inspraak, en hoe meer jy met Jesus tyd spandeer, en hoe meer jy tyd in sy woord spandeer, gee jy hom die reg om inspraak te maak in jou lewe. En daarom sê hy vanmôre vir jou en vir my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is dit. En jy raak bewus van daardie onsekerheid, en jy raak bewus van daardie leuns, en jy raak bewus van daardie ongenaakbaarheid in jou lewe, en jy word konfronteer daarmee, en moenie omdraai en wegstap nie, soos Pilatus. Jy buig voor hom vanmôre, en jy sê vir hom, Here, vergewe my. Vir te lank het die leuen my lewe regeer. Vir te lank het genadeloosheid my lewe regeer. Ek buig vanmôre voor U, Here, vergewe my. Dis al wat jy doen. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van al daai gaga te reinig. Hy is getrou en regverdig om dit te doen. Hy het die reg verdien om dit te doen, en hy het die reg verdien ook om inspraak te maak in jou en my lewe vanmôre, om vir jou te sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En Jesus dan asof afgebeeld voor jou en my vanmôre. Wat gaan jy doen? Omdraai en wegstap? Of gaan jy vir hom sê, Here, ekskuus, vergewe my. Vergewe my. As jy die seun van God toelaat om jou vry te maak, sal jy waarlik vry wees. Sodat genade en waarheid vir jou en my 'n groter werklikheid kan word. Hou op om nommer 1 die leuen te glo, en nommer 2 in die leuen te leef. Ek sê dit nie. Dit is bloot die beeld van God se woord. As jy môre in sy spieël kyk, gaan jy dit sien. Ek wil hê ons moet vanmôre, wanneer ons nagmaal gebruik,
voor ons dit doen, dat jy mooi gaan stil sit en dink, Here Jesus, wat wil U hê moet ek aflê vanoggend? Wat wil U hê moet ek aflê? 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang, wat ook aan my oorgelewer het, wat ek aan julle oorlewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en genees en eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so ook dikwels as julle daai drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wat beteken dit? Verkondig die dood van die Here. Weet jy wat sy dood beteken het? So jy kan lewe. Sy dood, sodat ek kan lewe. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Sodat ek en jy kan lewe. En nie wegskram van genade en waarheid nie. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of drink, beker drink van die Here drink, sal geskuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor hulle self, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie, en daarom is daar baie onder julle swak en siek en aantal wat al ontslaap het, want as ons onsself beoordeel het, sou daar nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons saam met die wêreld geoordeel mag word, saam met die wêreld geoordeel mag word nie. En dis 'n dringende waarskuwing vir jou en vir my vanmôre. Here, is daar iets? Is daar iets? Wat is daar? Dat ek dit kan aflê. Want ek wil nou regtig nie vanmôre op 'n onwaardige wyse hierdie beker en hierdie brood eet nie. Ek wil dit uit my lewe uit hê, Here. Ek wil dit aflê. Ek wil vry hier uitstap vanoggend. Is dit wat jy sê? Kom ek saam met jou bid. Here Jesus, dankie dat U hierdie deur vir ons kom oopmaak het. Want U is die deur. U is die brood van die lewe. U is die lewende water. U is die ware wynstok. Die weg, die waarheid, die lewe. U is alles wat ek nodig het om te kan funksioneer in hierdie moderne tyd. Want die wêreld daar buite is genadeloos en wreed. En ek het nie nodig om saam met hulle te stap nie. Dis waarom die wêreld U haat. Maar dit maak nie saak nie, hulle kan maar my ook haat, omdat ek U navolg. Kom ondersoek ons harte vanmôre. Kom deursoek ons gedagtes, Here. Kom suiwer dit deur U bloed. Maak vir ons skoon, sodat ons hierdie nagmaal vanmôre op 'n waardige wyse kan gebruik. Te weet daar staan niks tussen my en U nie. En as ek teenoor my medemens dalk oortree het, vergewe Here asseblief, vergewe asseblief. Kom was my skoon. Vul my opnuut weer met U Gees, om in oorwinning te kan lewe van hier af verder. Amen.